Oké, Potchefstroom, baie welkom by Stroom Stories en ons gesels hier vandag met John Louis en Elrie wat onlangs op Kyknet was met 'n program genaamd Klein Paradys. Nou, as gaan nou invul daar, maar ek gaan nou eers net 'n bietjie vir hulle vra om bietjie te vertel van hulle self en ek dink as julle vinnig afgelei het, hulle is van Potchefstroom, so dis ou Potchefstromers met wie ons gesels hierso. Dit maak dit soveel lekkerder ook om met julle te gesels, om te weet dat julle is in dieselfde dorp waar ons is, kom van dieselfde plek af. Maar vertel ons bietjie van julle, wat julle doen tans en waar het julle groot geword? Wat is die do's en don'ts van julle lewe amper gewees? Goeie. Nee, kom eers te gaan. So ja, ek's Elrie. Ek het in Bloem argitektuur geswat. Na Bloem bietjie in Bloem gewerk. Aan argitekte gewerk, maar my storie het opgeëindig in Potchefstroom. My vrou het 'n gemeenskapsjaar in Potchefstroom doen. Obviously het ek saam getrek. So hierso het ek werk gesoek en ek het vir 'n ou argitek in die dorp gewerk. En hy het sy swansong gehad en afgetree en van daar af het ek al die Here vertrou wat waarheen is op 'n pad en ja, dit het gelei dat ek argitektuur maar pursue het en ja, aangegaan het, huise begin teken het en ja, bevoorreg om te kon gegroei het, dat ek kommersieel kon teken en my passie is tans residensieel, kleiner mikro-eenhede soos wat ons nou vandaan af kom en ook ons doen baie lodges internasionaal. So argitekspraktijk in Potch en ja, kinders in die skool, vrou, 2 kinders, derde een is nou op pad. Ja, dis 'n bietjie van my, ja, lekker vol. Okay. Ja, ek het net buite Harties groot geword. Ek was een van 4 broers gewees. En daarna het ek net buite Brits op 'n landbouskool wagpos gegaan. En toe kom ek Potchefstroom toe, ek het hier geswat, het ek hier my vrou ontmoet, getrou, kinders gekry en ja, ek het ingenieurswese hier geswat, toe het ek in die videobedryf ingekom. Ja. So nou doen ek koöperatiewe video's en bemarking, advertensies en sulke goeders. Ek het ook nou 3 kinders alreeds. Yes. En ja, my vroukie hierso. Okay. So ons kan nou aflei dat julle is nou groot maats. Nou, hoe het dit gekom dat julle nou vriende is? Ons het ontmoet by 'n selgroepie. Okay. Woensdag aand het ons ontmoet nog voor ons kinders gehad het of hulle kinders gehad het ons ontmoet. En ja, dit is toe Elrie nog nie so snor gehad het nie. Maar ja, dit het ons ontmoet en ons het begin kuier, sien jy is mos lekker mense en ek dink ons paadjies het baie parallel geloop. Ja. So ek het vir iemand gewerk, hy het vir iemand gewerk, toe ons albei het in dieselfde tyd ons eie besighede begin, ons dieselfde tyd gegroei. Ons het min of meer dieselfde tyd kinders gekry. Soortgelyke belangstelling. Ja, presies. So ons paadjies het baie parallel geloop met mekaar en ons fases in ons lewens was baie in sync met mekaar gewees. Yes, dit is interessant. Ja. Nou, hoe het dit uiteindelik gekom dat julle saam besluit, weet jy wat, kom ons skryf in vir Klein Paradys. Hoe dit gewerk? Ja, so my vrou het die advertensie gesien Ja. op Facebook en sy het vir my gesê, hoorie, kom ons doen dit. So ek en sy is groot aanstander aan soortgelyke reekse. Doen dit jouself, tipe van meer Australiaanse The Block, as ek die woord kan gebruik. Ja. En so ons is groot aanhangers. My vrou het eerste opsie is ek en sy gaan dit doen. En ja, ons met die 2 klein kindertjies, ja, sy het net nie tot logistiek sy net nie werk nie. En ja, tweede opsie was toe John Louis. En ja, toe ek so bly het ja gesê. Maar ja, so dit het maar gekom uit 'n ons passie raak gesien en dit besoek. Ja, en as ek nou vat julle ervaring met Klein Paradys en tot nou toe van day one van 'n arrival van kontrakte teken tot die setup en alles, hoe was dit? Hoe was daai ervaring geweest? Ek dink die eerste aand het ons in 'n baie fancy hotel geslaap. So Nice. van die begin af het ons absoluut niks geweet nie. Al wat ons geweet het is ons gaan na 'n plek toe, ons weet nie waartoe nie en ons gaan 'n 21 vierkante meter dop moet omskep na 5 ster. En ek onthou daai eerste aand in die hotel so te staan en kyk ons probeer ons uitfigure, is hierdie 2 ook 'n kompetisie, is hulle deel van ons, gaan hulle deel wees van die ding of daai mense. En dan toe van daar af het ons gegaan en ons het na die location toe gegaan en toe het ons kontrakte geteken en al daai goeders en toe begin het. Maar elke dag was regtig vir ons 'n verrassing. So ons het absoluut niks geweet. Niemand het iets geweet nie. Dit is so jy die oomblik as iets gebeur dan is dit regtig eg en dit is op kamera. Ja. Jy raak nou punt aan wat ek spesifiek wou gevra het. Met kameras wat op julle is, ek wil amper sê 24/7 om al hierdie klein mikrogoedjies op te tel. Hoe was dit vir julle? Ek meen, jy word nie eintlik gewoond aan so iets deur jou normale lewe en ewe skielik as jy in hierdie omgewing waar jy om mense is en jy druk op jouself en jy is gebonde aan tyd om 'n projek klaar te kry en jy het kameras op jou heeltyd. Hoe is daai ervaring?
Ja, ek dink yes, dit is taaf want jy het die hele tyd 'n persoon in jou spasie en dis nie 5 meter van jou af. Ja, ons het 'n mikro-eenheid gewerk. So dis hier in jou gesig en as jy vinnig draai dan stamp jy iemand of so daar's heeltyd goed wat jy in ag moet neem en jou posisie teenoor die kamera en daar's basiese reëls wat ons geleer het, maar ons is nie akteurs nie. So ons het nou nie geweet wat is die mooiste angle nie. Ons het nie geweet hoe om waar te pose of wanneer kan ons flex. Ons het seker goed geweet. So subtle flex in. Verstaan. So dit was nog 'n staf en ek en John praat nie baie nie. As ons werk ons kop af en ons go. Ja. So hulle moes ons fasiliteer en gesê hoor die ouens maar beklei met mekaar, ons soek iets, verstaan of want ons het net gegou, ons het gewerk. So vir ons moes heeltyd besef maar ons moet die storie ook vertel. Ons moet ook vertel waarmee is ons besig. Ja. Ons moet soms verduidelik vir die kamera waarmee is ons besig sodat verstaan. So daai ervaring van iemand wat deeltyd jou afneem. Mense raak nie gewoond daaraan nie, regtig. Dis nie ietsie wat net natuurlik kom nie, maar naderhand raak jy meer gemaklik. Die ergste vir my was ook met die kamera in jou spasie is mens maak foute met konstruksie. So as jy besig is met die drywall en jou skroef gaan regdeur en jy maak 'n gat, dan kom daai kamera so nader in die fout en dan is dit so nee, jy weet. Dan vra hulle doen dit weer. So ons het later aan ons foute begin wegsteek. As jy fout maak jy seker die kameraman sien nie. Maak maar net of niks gebeur het nie. Ek kan nie dink dit is maklik as jy dit so moet doen heeltyd nie. Nee. Wat is vir julle die grootste uitdaging gewees van dit alles? Ja, ek dink daar's paar. Want ek dink ek vra nou baie groot vrae. As ek nou kom ons maak dit kleiner. So jy het goedjies soos finansies, jou begroting, maar jou dag tot dag ek dink jou dag tot dag uitdagings kan elke dag verskil. Maar wat sal een uitdaging wees, kom ek vra dit eerder so wat uitgestaan het deur dit alles? Ek dink die tydbeperking. Omdat daar vervulling vind plaas. So daar is goeder wat hulle in plek moet hê sodat hulle die storie kan vertel. Ja. So nou vat alles dubbel die hoeveelheid tyd. Dit was 'n groot uitdaging en ek dink persoonlik 'n uitdaging vir my en ek glo vir John ek gaan nou sê, maar was ons besighede moes aangegaan het in die tyd dat ons weg was. En ons is eintlik ek wil nie sê ons is die besigheid nie, maar ons is dalk die hoof running force van die besigheid. So dit was moeilik om te weet okay, vrou en kinders alleen by die huis vir 'n maand lank gaan jy nie van jouself of inkomste genereer nie. Jy maak staat op die mense wat jy aangestel het. Ja. Daai twee van die tyd en om te besef hoe jy het 'n persoonlike lewe met 'n vrou en kinders alleen by die huis. Jy is nie by hulle nie. Jou vrou kan nie na jou kyk nie. Jy moet na jouself kyk. Ja. Daai uitdagings hand in hand dit was taaf. Ja, dit is dieselfde vir my. Ek dink ook die feit dat ons was vir 'n maand weg van ons families af. So ek dink emosioneel was dit definitief die grootste uitdaging. En soos wat Alri ook vroeër gesê het, is in jou gewone scenario waar jy konstruksie doen of ietsie soos dit soos mens vergeet baie keer goeders en dink ek flip ek het die verkeerde skroefies. Iets soos jy klim gou in die kar en jy ry en gaan koop dit. Met hierdie werk alles op bestellings en dit vat gewoonlik 2 tot 3 dae as daar nie vakansie daar of naweek is nie. So jou beplanning moet 2 keer soveel goed wees soos wat dit in die werklikheid sou wees. So dit was ook 'n uitdaging met die bestellings en daai delays wat ons baie keer gehad het. Nou ek weet van 'n spesifieke snippet wat ek gesien het, is dat julle dit was skroewe of iets wat julle benodig het, maar julle begroting was reeds toe uitgeput. So en julle het 'n ander spesifieke kompetisie gewen wat julle moontlik gemaak het vir julle om daai ekstra goedjies nou weer te kon koop. Hoe was daai experience vir julle? Eerste ding is dit was genade van die Here want ek weet nie hoe sou dit reg kry maar jy raak so in dit en jy's so besig om klaar te kry want die tydsperre is net so groot. So ons moes klaar gemaak het en dan ons het nie goed laat val nie maar mense besef nie waar trek jy as jy heeltyd voor jou begroting sit nie en omdat ons albei fisies hard gewerk het, was daar nie iemand wat heeltyd agter die rekenaar gesit en gekyk het waar trek ons nie. So dit het ons gevang maar dit was so verligting toe ons besef het okay, daar's 'n uitkom. So daai was nie ons kan moontlik wen nie. Ons moes wen. As ons nie daai uitdaging gewen het nie. Ja, ons het nie ons dek gebou het nie. En ons dek was so design dat die uitleg van die dek is alles een plankie lengtes. Ja. So ons het niks planke wat las met mekaar nie. Okay. So die kort gedeelte van die dek is alles enkel planke, die lang gedeelte is lang enkel planke. So ons was so gefokus om die dek perfek te kry dat ons heeltemal vergeet het van skroewe. Maar gelukkig het ons daai kompetisie gewen, bietjie meer budget gekry en ons kon koop. Maar vertel my 'n bietjie meer van die containers. Was die idee vir die wat nog nie gekyk het nie dat julle die beste 5-ster moontlike kom ons noem dit wegbreek huisie kan bou? Ja, die spesifikasies was kyk
van my bedryf wil jy altyd presies reg wees en verstaan jy dink dit gaan baie tegnies benadering wees. En omdat hierdie die eerste formaat is in Suid-Afrika, was daar nie direkte riglyne nie. So die uitdaging was 5-ster akkommodasie, en jy moet dit so mooi as moontlik maak. Jy het 30 vierkante meter. 21 was dit nie? Nee, maar buite die dekor, ja. O ja, ek dink dit was 30. 30 vierkante meter aan die buitekant en dan die 21 vierkante meter aan die binnekant. Dit is die perimeters of die beperkings en dan het jy begroting gehad en hulle het gesê gaan. So daar was nie iemand het nie vir jou gesê volgens hierdie beeld of hier's 'n moodboard wat jy moet volg of ons moes al daai goeie self ontwerp het en gedink het en borde, mes en virke. Ja. Alles was so daar was nie riglyne en daar was baie kreatiewe vryheid. En die beperkings was 5-ster akkommodasie, 21 binne, 31 buite of 30 buite. Dit was dit. Ja. Nou ek het van die video's natuurlik gekyk van natuurlik waar hulle al so te sê klaar is met die meubilering en alles. Hoe het dit gekom dat julle die spesifieke stylering kies van julle spesifieke eenheid? En as ek dit reg het, is dit elke eenheid mos ook 'n naam. So wat was julle naam? Ons was intak geweest. So intak beteken ongerep, is deel van die natuur en dit is wat ons tema eintlik ook maar was. Ons het baie gegaan vir die natuurgevoel en gelukkig met ons borgers so Cielo. Hulle die styl pas perfek by ons. Ek bedoel dit as jy kan letterlik die oë toe maak enigiets by hulle kry en dit het net gepas. So dit is hoe die stylering van ons meubels en alles eintlik net alles so mooi gepas het. Ja, ons het definitief gegaan om te wen. So, ons het beplan vir die tyd, ons het gesit en ons vrouens het ons gehelp, maar toe sê ons nee, hulle moet net stop bly. Dis ek en John hierdie. En ons het toe gegaan en letterlik elke element gaan vasvang in 'n moodboard en ons het die planne geteken. Ek het dit 3-dimensioneel geteken. Ons het jou hele model klaar uitgeteken vooraf. Want ons het half soos in die onderhoud en die proses om kering te kry, het hulle vir ons 'n basiese plan gegee. So ons het daai ding uit beplan en uitgeteken. So ons het klaar voor die tyd gesê, okay, dis ons gameplan. As ons begin, dis die kleurskemas, dis die kleure, dis die materiale, dis die tekstiele en dis die konstruksie. Dit is wat vir ons gaan. So ek moet sê dit het ons op 'n plek gesit waar ons het nie baie vrae gehad toe ons begin nie. Tussen my en John Lee. Ons het gesê, okay, hier's die visie, ons moet hom net klaarmaak. Ja. Nou ek is nogal baie nuuskierig nou as dit kom by die dag-tot-dag projects wat julle gehad het om in te werk. Goed. Wat was die general gevoel tussen die ander duos en hulle areas wat hulle bou, die samewerking of die kom ons sê die drama tussen die verskillende spanne? Wat was julle ervaring met dit? Wat julle al gesien? Ek dink ons ervaring dit was bietjie complicated geweest want ons almal is in hierdie boksie. Ek bedoel jy het jou deadlines, jy het jou idees en sulke goed. So ons het nie regtig baie gesocialize met almal. Met ander, okay. Maar daar was tye wat sê nou jy het skroewe nodig of so, dan gaan jy na ander duos toe. So ek moet sê almal het baie goed oor die weg eintlik gekom. So julle kon so 'n bietjie getry dit met verskillende tools, materiaal. Ja. Okay. Ja. Nou en almal niemand het nee gesê nie. Gelukkig nie. Maar ja, ons het lekker kuiers gehad in die kombuis ook en die mense wat nie daar was het uitgemis op 'n lekker kuier. Maar ons het lekker daar probeer social want ons het nie by ons eenheid gaan eet nie. Ons het gesê eenheid is werk, so dis hoekom ons ook hier op binne geslaap. Ons het in ons tent geslaap reg deur die hele reeks. Waar die ander mense het ingetrek. So ons het geëet en alles apart van ons huis en daar het ons gehoop dat die mense met ons wil kom kuier maar dit was lekker. Ons kom goed oor die weg met almal. En sal julle so iets weer sal wil doen? Ja, definitief. Seker. Definitief. Yes, ek dink die volgende 'n goeie idee miskien sou gewees, miskien 'n tipe van 'n boomhuis effek of 'n ding. Sal julle so iets kan doen? Ja, verseker. Definitief. Ek sal dit love om 'n boomhuis te bou. Sê julle daarom nie hoogtevrees nie. Nee. Okay. En julle vriendskap het natuurlik ook baie sterker geword hierdie hele ding want dis min dat maats op 'n TV saam iets gaan doen vir 'n projek, vir 'n kompetisie, dit eintlik goed doen en uiteindelik daar uitstap nog steeds goeie maats wees. Dit moes ook 'n hele nuwe experience gewees het vir julle. Ja, ek dink as my saam struggle, daar's altyd iets daaraan as my saam deur 'n harde tyd gaan, dan bond jy baie beter. Maar ons albei het so met ons besighede hierdie jaar so hard begin dat dit is net crazy. So ek sal definitief sê ons vriendskap is definitief sterker. Ja, want dis 'n maand, as ek dit reg het, 'n maand saam met julle. Ja, saam in 'n tent, jy weet, ons was work wives geweest. Yesie. En as jy terugkyk nou wat julle alsal gedoen het in terme van die stylering en die planne wat julle gehad het, is daar iets anders as jy dit nou sou kon oordoen? Is daar iets anders wat jy sou gedoen het? Ek dink eintlik nie so. Ek dink bietjie van die afronding sou ons bietjie meer tyd wou aanspandeer, maar ek dink regtig ons het
alles wat ons gehad het gedoen en ons beste gedoen. Ek dink ons sou 'n bietjie meer aandag aan van die bestellings en sulke goed gegee het, want soos Elrie ook al baie keer gesê het, is hoe ons werk in ons besighede. As 'n kliënt ietsie van jou vra, dan jy weet ons doen dit soos wat hulle gevra het. En ons het bietjie bestelling goeders gehad wat moeilik was. Ja. En jy bestel ietsie, maar ons het nie verwag om op te volg, hoorie, is dit nou so, wat ook al nie, klaar betaal goed nie. So ek dink ons so 'n bietjie meer opgeskerp het op dit, maar anders is dink ek, ons eenheid is perfek. Nou, dit is 'n interessante ding wat jy nou sê, en ek dink elke ander duo het ook gedink hulle eenheid is perfek. En ek dink almal van hulle het unieke uitdagings gehad van hulle. Ek het van die snippets ook gesien, jy weet, tussen duos wat maar 'n bietjie woorde was en jy weet ook maar moeilike tye en ek dink die druk is ook maar bou op en dit raak erger. Nou, ek het gesien baie van hulle se styl is ook amper soortgelyk, maar is tog nog steeds uniek aan sy eie. En as dit kom op die styl, wat sou julle sê julle is baie geïnspireer of beïnvloed ook deur julle vrouens en dalk miskien deur julle omstandighede waar julle groot geword het, as dit kom by die styl wat julle gekies het, of het julle gesien dat hierdie is 'n outdoor 5-ster styl en ons gaan stiek met dit, alhoewel ek nie eens gewoond is daaraan nie, ons gaan dit vat, of was daar iets van julle eie persoonlikheid en julle eie identiteit wat julle ingebring het in dit ook? Ja, dis 'n moeilike vraag. Dis moeilik om te beantwoord eintlik, want ons het nie spesifiek 'n styl verstaan vooraf gesê, okay, dis ons styl. Ons het gesê, okay, 'n kombinasie van materiale en 'n kombinasie van wat gaan werk in 'n possie. En ek en Jolie, ek moet sê, ek of hy het nie self besluit op dit. Ons het alles was eintlik saam en ons het gesê, okay, ek hou van hierdie bank, hy check hierdie bank, hy sê ja, sharp, hy's reg vir my. Hy sê hoor, maar check hierdie lig. Ons het vol met die ligte. En ek het Jolie gesê ek moet hierdie goeders doen, hy moet die ligte kies. En dan wys hy my ligte en dan sê ek soos sy keuse is reg. Soos dit het eintlik 'n kombinasie van ons albei se sê maar herkoms, maar eintlik maar ook in ons bedryf waar ons is. Visual ken hy baie goed komposisies van kameras en verstaan wat neem mooi af en wat lyk mooi. So sy styl en sy agtergrond en ook met my met die argitektuur wat ek gesien wat trendy, wat is nou hoogmode, wat hou mense van, wat laat die ruimte lekker voel. Ek dink daai kombinasie van die twee, dit het net goed gewerk. Ja. Ek dink ons het meer vir 'n tipe gevoel gegaan. Vir as jy daar instap, moet jy voel, jy weet jy wil Suid-Afrika voel, jy wil die Bosveld voel. Dit wat uniek is tot Suid-Afrika, wil jy voel. En ek dink ons het baie goed reg gekry. Maar ek weet baie van die ander duos se eenhede was stunning geweest. Maar as jy daar binne is, voel jy nie Suid-Afrika nie. En ek dink dit was een van ons hoofgevoele wat ons wou skep met ons mikroeenheid. Ek dink as ek dit reg onthou op een van die snippets julle ook genoem dat julle juis gegaan vir prakties en familievriendelik ook. Yes, ja. Tog is julle is pa's ook van kinders, so jy bou juis met daai perspektief van ek wil dit so bou dat nie net ek het geniet of my geliefde nie, maar ook gesin dit kan geniet. Ja, ek dink 'n ander ding wat ek net wil noem is ons het nie die Kaap geken nie. Ons is nie daar groot geword. Ek het in die Bosveld Limpopo groot geword. So vir my om in die Kaap te wees, is my eerste keer wat ek in die Kaap was, letterlik my hele lewe. So om die konteks te sien, om te sien hoe bou die ander mense, wat is die gevoel daarmee, ons is in die natuur, so daai konteks het ook 'n groot invloed gehad eintlik, meer as wat ons besef. En ook, mense kan net sien op die dek area, ons het die prieel in die area wat al was, dus ek kyk, maar wat se styl, wat se tipe van vorms gebruik hulle, en ons het dit herhaal om weer in daai konteks in te pas, en ek dink ons het dit ook gebruik as 'n guideline. Ja, en so, om terug te kom by die families, ek dink 'n groot deel van ons identiteite is om papas te wees en familievriendelik te wees. En dit is hoekom ons ook daai ekstra bed in ons mikroeenheid ingesit het. Want dit is baie keer so, as jy 'n babatjie het, jy kan nie babatjie by ouma los nie, jy kan nie travel soos dit nie, maar as jy ekstra bed daar het en so, dis mens geniet die lewe saam met jou kinders. Mens hoef nie altyd sonder dit te gaan nie. En ek dink dit is ook 'n groot deel van ons identiteit wat ons in die mikroeenheid ingebring het. Dink julle ervaring soos hierdie het julle, omdat julle selfs besigheidseienaars is en die hele reeks is ook in 'n sin 'n besigheid. So dink julle dit het julle perspektief en julle wysheid oor hoe julle besigheid tans bestuur enigstens dalk beïnvloed? Ja, in 'n mate definitief. Ek dink die selfvertroue. Dit is verseker dit dra by. Maar ek dink ons het dit hanteer soos ons besighede run. So vir ons was dit net 'n motivering en 'n boost dat dit waarmee ons besig is nie so vrot nie. Vir ons kan aangaan soos ons aangaan. Maar so
Maar dit het definitief 'n invloed. I mean die ervaring, ja, die menseverhoudings, die netwerk wat ons gebou het van die produksie agter die skerms. Wow, Ek dink definitief sit dit op so 'n baie goeie plek, ja. Ja, en ek dink jy het self baie agter die video's en die studio en die film. Ek dink dit het vir jou definitief 'n nuwe wêreld ook oopgemaak van dalk nuwe moontlikhede, ander maniere om goed te benader. Yes, ja. Yes. Ja, nee, ek het agtergekom dat realiteitsproduksie is nie vir my nie. Ek hou nie daarvan om so lank weg te gaan en dan ja nee, ek hou meer van die baie meer kreatiewe storie vertel maniere agter die skerms produksiegoeders. So maar ons het regtig baie geleer. So nee, dit was baie interessant geweest. Nou sê my, ek sit en dink nou, julle al twee het nou al wat 3 kinders. Ja, En my julle dad is is op pad. Ja. Berlin is op pad en julle het nou hierdie hele sterk vriendskap fondasie wat nou al kom vir 'n paar jaar. En sou julle dit ooit oorweeg het om ook weer eens op 'n aparte plek, privaat nou, saam 'n eenheid te bou wat julle weet julle as twee gesinne saam kan geniet op vakansie, miskien vir 'n wegbreek. Sou julle ooit so iets wou aanpak? Ja, as die budget dit toelaat. Ja. En ons sal ook 'n mini reeks daarvan maak obviously. Ja, ek het November 2023 het ek 'n maatskappy begin wat die mikroeenhede bou self ook. So dis definitief een in my ek's besig om daai ding te ontwikkel en ons is lekker besig daarmee. My grootste behoefte het verander om met 'n besigheid om 'n produk daarby te sit om eerder te sê okay, maar wat 'n nalatenskap kan ek hou om dalk 'n ekstra stroom van inkomste te kry om die eenhede dalk vir myself te bou. Grond te kry en dit uit te verhuur en verskillende areas te bou, maar ook vir ander mense so eenheid te bou op hulle grond spesifiek aan hulle area en daai idee van 'n mikroeenheid vir 'n wegbreek is soos jy sê, soos dalk as mens so ietsie kan doen en families kan saamkom. Dis amper waar die visie in op pad is van daai besigheid en ek dink die groot ding is 'n mikroeenheid is die mikroeenheid beweging is van so 'n aard dat baie ouens in die kus of in 'n mikroeenheid gaan bly. En dis nog ietsie om aan te dink met jy eenvoudig jou lewe. Jy haal al die klatter uit en jy bly eenvoudig op die bare minimum wat nodig is. Ja. So daai visie en daai verandering om dit ook aan mense kinders bloot te stel om te sê jy het nie goed nodig om te lewe nie. Verstaan of nie te lewe nie, maar jy verstaan wat ek sê, soos simboliek. Jy het nie goed nodig om vreugde en joy te hê in jou lewe nie. Definitief nie. Ja. Ek dink dit is my oupa wat altyd gesê het, die ryk man is iemand wat alles het wat geld nie kan koop nie. Ja, presies. So, ek meen daar's kinders in jou lewe, daar's geliefdes en ek meen dis geseënd en dis 'n ryk lewe. Waarop dit neerkom. Ja, nee, absoluut. Nou ek moet vra, as van die ander duos wat daar was, ek deed dit altyd op skool en weet ek hou van daai persoon of ek hou dalk nie so baie van daai persoon nie. Ek gaan vra, wat het van die ander duos het julle gevoel julle kan baie goed oor die weg mee kom? Ja, ek dink dit is 'n moeilike vraag want ons het 'n spesiale verhouding met elkeen van die duos gehad. Seker ja. Soos ek dink as ons kan begin by Klaas en die Wet, mikroeenheid nommer 1. Ons het van die begin af ons het hulle eerste gesien en ons het gekonnekt met hulle en ons het 'n lekker verhouding met hulle gehad. Met Maggie en Gerry. Gerry het flip en hard gewerk. So ons het baie empatie met hom gehad en hy is soos 'n gentle giant. So ons het ook 'n baie goeie verhouding. Ons kon lekker chat met hom. Janie en Mika, ek weet dit lyk nie altyd so op die TV nie, maar ons het lekker met Janie gekuier. Hy is soos daai pel wat jy mee kan joke en hy vat die joke en hy gooi hom terug. So dit was baie lekker geweest. Met Leanne en Johan het ons ook lekker gekuier. Soos Leanne, ek het nog nooit 'n vrou gesien wat so hard kan werk soos sy nie. Sy job klip hard. Ja, en dan ons is baie goeie vriende van onsself ook. En dan die girls, ons het ook nog ons 'n lekker koneksie met hulle gehad. Ja, hulle was ons biervrouens. Ja, hulle was ons biervrouens. Dis net die twee sissies. Ja, hulle het op ons eenheid afgekyk. So ja, ons is naby vir help, maar ver genoeg dat ons nie altyd hoef te help nie. Maar dit was lekker. Yes, en nou julle het al genoem dat julle definitief weer so iets sal wil doen. Wat was julle gunsteling oomblik van die hele reeks basis? Een dag wat julle altyd Ja, as jy al 500 dae in een dag kan sit, sou ek sê dit, maar mens moet seker spesifiek wees. Ja. Ek dink eintlik na die tyd. Na die hele reeks. As jy uiteindelik kan terugstaan en sien of wat het jy aangevang, dan besef jy, wow, dit wat onmoontlik lyk, nie net vir jou nie, maar vir die mense om jou, het jy en jou vriend gedoen in 25 dae. Ek dink daai oomblik was eintlik baie emosioneel
gewees en ek weet nie hoekom nie, maar dit was 'n baie spesiale oomblik. Ek het eintlik gewens ons kon net so 2 of 3 dae bietjie langer bly dat jy dalk in jou eenheid wat jy ja, dat jy dit kan geniet wat jy geskep het. Ja. So nee, ek dink dit was een wat uitstaan, maar elke een van die fases, elke dag het 'n hoogtepunt en 'n laagtepunt gehad. Okay. En as jy nou kyk na wat jy gedoen het, wat jy bereik het deur dit alles en die ervaring en dit wat jy geleer het, watter advies sal jy vir iemand gee? Jou vrou het byvoorbeeld vir jou die advertensie gewys en jy het daaraan gedink, soos wow, okay, kom ons probeer dit. Watter advies sal jy dan vir iemand gee wat so iets oorweeg vir 'n moontlike ander reeks wat ook soortgelyk is? Ja, ek dink as dit jou wakker maak in die oggend en dit is jou passie en jy weet daar's so 'n kompetisie vir onder Klein Paradys, doen dit. Al weet jy nie hoe om alles self te doen nie, al is jy nie seker oor jou styl nie, maar jy hou daarvan om kreatief in spasie te dink. Ek dink dit is meer as net 'n bouprogram. Dis meer as net 'n selfdoende program. Ja. Daar's soveel meer in dit, maar as dit 'n passie is en dit maak jou wakker, soos ek sê, en dis regtig iets wat jou roer. Ja, skryf in. Dit is onsaglik lekker en ek dink dit groei jou meer as in jouself as mens, as wat dit noodwendig jou verhouding groei of verstaan jou blootstelling of publisiteit. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor wat in jou verander. Maar om advies te gee vir iemand wat wil inskryf, kyk dalk so 'n bietjie YouTube video's. Kyk, hoor dalk so lank by mense wat klaar bou, wat klaar in daai spasie beweeg. Hoor advies, want as jy net so 'n bietjie met ietsie meer gaan na die program toe en jy weet okay, if all else fails, phone a friend. Ons kon dit gedoen het. Nice. Kry daai iemand wat jy kan bel, kry daai persoon wat jou advies gee voor die tyd en gaan in voorberei, bietjie meer as wat jy hoop. Ja, ek dink jy het nou gewoon in 'n so mooi opsomming, dis jy bou meer selfvertroue. Jy het stap weg soveel meer oortuig van jouself en jou vaardighede wat jy kan doen. Dis veral wanneer daar druk en kameras op jou gesig is. Ja. So ja. En dan moet ek op 'n laaste noot net vir julle vra, vir die wat dalk hierdie reeks van begin tot einde wil kyk. Ons het nou reeds genoem in die begin, dis op Kyknet en die reeks naam is Klein Paradys. Op watter dae saai hierdie program uit? So donderdag wat nou kom, die 30ste Januarie is die laaste episode. Ja, so dis wanneer die wenners aangekondig word van Klein Paradys. Ek het klaar gevra, hulle gaan geen spoilers vir ons gee nie. Sorry. Maar ek seker dit sal op catch-up ook wees. Op kyk net dat mense dit van daar af weer kan kyk. Ja, ek sou sê vat 'n naweek, lekker popcorn, 'n lekker ietsie kouds, sommer die persoon wat jy die meeste geniet, moet jy die storie kyk. Ja. En dan kyk hom van begin 1 tot klaar deur. Moenie eers breuke vat nie. Doen net een slag. Moenie een kyk elke weekie. Die reeks vir elke week is nou verby. So binge watch hom, kyk en ja, terugvoer is baie belangrik. Jy moet altyd terugvoer gee, maar ja, ek sou sê popcorn, ietsie kouds, saam met die persoon wie jy geniet. Kyk dit. Ek dink daar's baie mense wat dit nou kyk en kry net te veel idees teen een. Ek gaan die kykers moet waarsku wat dit gaan kyk. Daar is nagevolge van die reeks ook. So as jy dit kyk, gaan jy baie lus wees om iets te bou en breek. So wees net voorberei daarvoor. Ja. Maak seker dit begroting vir dit. Ja. 2 keer die begroting. Ja, maar die pas is nie groter as die begroting is. Ja, verseker. En as hy aansoekvorms uitkom of jy kan aansoek doen vir die volgende reeks, skryf in. Jy gaan nie verkeerd gaan nie. Yes, ek dink julle is definitief nie spyt nie. Nee, ons sal weer inskryf. Ek hoop ons aanvaar ons, maar ons sal weer inskryf. Okay. Volgende seisoen. Alsaai. Nou Potchefstroom, dit was nou John Louis en Elrie en hulle het vir ons 'n bietjie gedeel van hulle ervaring daar en ook natuurlik die laaste episode wat donderdag, as ek dit reg het, uitkom. En ek dink hulle weet al klaar nou wat gaan gebeur. So hulle het eintlik sit op hierdie skatkis van kennis wat ons nou eintlik baie graag soek. Maar ons is baie dankbaar vir wat julle kom sit het hier saam met ons kom gesels het. Baie dankie. En ons eintlik trots Potchefstromers hier in ons ateljee. Ja. Dankie vir die geleentheid. So Potchefstroom tot die volgende episode, dan sien ons julle in Stroom Stories weer. Baie dankie. Dankie.